'Cause I'm just a nobody, trying to tell everybody all about somebody who saved my soul. Goeiemôre julle, baie welkom by vanoggend se boodskap. Ek gaan vanoggend vir ons lees uit Efesiërs hoofstuk 5 vanaf vers 15, maar ek gaan dit lees vanuit die boodskap vertaling. Wees baie versigtig hoe julle leef. Leef soos mense wat weet wat God van 'n sinvolle lewe verwag, en nie soos mense wat niks daarvan weet nie. Moenie jou tyd mors nie, maak die beste gebruik van elke geleentheid wat jy kry, want ons leef in moeilike en slegte tye. Moenie julle lewens mors deur sonder 'n doel te leef nie, maar maak seker hoe die Here wil hê julle moet leef. Laat jou hele lewe deur die Gees beheer word. Sing en leer mekaar met liedere wat uit die psalms kom of ander mooi geestelike liedere. Sing met julle hele hart vir die Here. Moenie vergeet om altyd vir God die Vader baie dankie te sê vir alles nie. Doen dit omdat julle aan Jesus Christus behoort en hy julle in staat gestel het om dit te doen. Ons lees net tot daar. Die wêreld om ons het letterlik oornag verander en ons leef nou in tye wat ons nie voorheen geken het nie. Dis nie iets wat ons al van tevore ervaar het nie hoe ons groot geword het nie, en dalk kan jy soos baie ander ook sê dat jy verlang na die goeie ou dae. Hoewel daar min dinge is wat nog vir ons dieselfde lyk, dieselfde voel, of wat ons dieselfde as voorheen ervaar, al het daar so baie dinge om ons verander, is daar natuurlik een wat nie verander het nie, en dit is God. Hy is vas en hy is waar in ons lewe. Hy is die onveranderlike in ons veranderlike wêreld. En hy is gister en vandag en tot in ewigheid dieselfde, die groot ek is. En wat daarmee saam ook nie verander het nie, is ons doel en roeping, wat vas staan. Ons as gelowiges se goddelike doel en roeping. God het my en jou geskep en geroep vir hierdie presiese tyd waarin ons nou is. In hierdie tye wat so anders is, moes ek en jy gewees het. Nie maar per toeval of foutief nie, maar geroep en geskep vir nou. Hoewel hierdie verandering in ons wêreld daagliks 'n realiteit is en dit ons dikwels hopeloos en moedeloos laat voel, het God ons beslis nie geskep om net as toeskouers of uitgelewerdes magteloos rond te val in die chaos om ons nie. Hy het ons hier geplaas en geweet dat ons staande kan bly, nie uit ons eie krag nie. Nie om iets te probeer doen of wees uit ons eie nie, maar deur hom, want die woord sê dat ons deur alles in staat is, deur hom wat vir ons die krag gee. En in daardie krag kan ons staan en kan ons leef. Dit is 'n krag wat baie sterker is as enige mag of gesag van hierdie wêreld. Dit is 'n krag wat nie teleurstel nie en wat vir elke gelowige is, wat deur die Heilige Gees in en deur ons vrygestel word en ons toerus ook vir 'n tyd soos hierdie. En God rus ons nie net toe met die Heilige Gees en goddelike krag deur die Gees nie, maar God rus ons ook toe met sy woord. Toe ons klein was, het ons immers gesing, lees jou Bybel bid elke dag, want dit gee jou krag. En as gelowiges is ons so sterk en so effektief in ons doel en roeping as wat ons met die Bybel besig is. En dit deel is van ons lewens. Want die woord maak ons sterk, juis vir ons roeping in hierdie veranderende deurmekaar wêreld. Dit bemagtig ons, dit leer ons onderskei, dit bied leiding en insig en wysheid. En dan, saam met die krag wat in ons is deur die Gees, en saam met die woord waaruit ons moet leef, moet ons ook in geloof stap. Glo dat God in beheer is, dat geen van hierdie dinge vir God onkant betrap nie, en dat ons ook nie hoef te voel dat dit ons onkant tref nie, maar dat ons in hom staan. Iemand skryf dat die Christene dalk die groep is met die minste geloof in hulle eie geloof.
En dis baie waar as ons kyk na hoe gelowiges baie maklik alles betwyfel en ook vir God en sy woord betwyfel. Soos groot mense alles bevraagteken en krities uitmekaar trek met 'n glo is sien mentaliteit. In plaas van soos kinders blindelings vashou aan God en sy autoriteit en sy beheer. As daar een ding is wat ons in hierdie tyd moet leer, is dit om ons geloof weer af te stof en op te tel met nuwe passie. Want geloof is om te weet dat God in beheer is. Geloof is om op God te vertrou. Geloof is om sonder sien standvastig te bly in die woord en in die beloftes van God. Geloof is 'n lewende verhouding daagliks met Jesus en leef as disipel van Jesus. Maar ons word so maklik meegesleer deur ons realiteite, deur hierdie warboel om ons, dat ons onsself bevind op 'n plek waar ons min geloof in ons eie geloof het. Waar ons die Heilige Gees maklik onderskat en oorweldig word met die chaos om ons wat groter en groter word. Werk wat meer veel eisendrol en angs wat stadig by ons almal begin posvat. Daarom wil ek jou vanoggend uitnooi om vir 'n oomblik stil te gaan staan en te kies om nie net 'n slagoffer te wees van tyd en plek nie, maar as 'n uitgekiesde vir hierdie bepaalde tyd en plek. Dat ons as gelowiges hier is om met groot impak te leef en 'n groot effek te kan hê op die wêreld. Dat die koninkryk hier en nou gebring moet word. Dat elkeen van ons dag vir dag moet instaan as ambassadeurs van God en van sy koninkryk om 'n verskil te maak in hierdie wêreld, ongeag hoe hy lyk. En al maak die stand van die wêreld, van ons land, van ons eie omstandighede ons moedeloos, hopeloos, kragteloos of bang, dan kom God in sy woord en hy kom sê aan ons dat hy nie aan ons 'n gees van vreesagtigheid gegee het nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Ons word opgeroep om met hoop, vreesloos te leef en te weet dat ons met elke klein treukie, dag vir dag, 'n verskil kan maak. As ons dit nie doen nie, gaan niemand nie. As ons in sak en as bly, moedeloos, hulpeloos en angstig saam met die res van die wêreld, dan gaan niemand 'n verskil maak nie. Dan gaan niemand die koninkryk laat skyn nie. Dan gaan niemand oorgee aan die totale beheer van God en in afhanklikheid van hom, maar ook in sy krag en in sy woord nie. Jy leef nie per toeval in Januarie 2021 nie. Jy is nie toevallig maar in hierdie maand en jaar in hierdie land tydens 'n wêreldpandemie nie. Nee, jy is deel van God se soewereine plan, gemaak deur God en vir God, vir hierdie dag en datum en uur met 'n spesifieke goddelike roeping en doel, binne sy goddelike plan, in bereik van sy krag en gees, met volle toegang tot sy woord, en met geloof dat hy in beheer is. Ek lees so 'n mooi gedeelte wat sê, God knew Daniel could handle the lion's den. He knew David could handle Goliath. He knew Esther could handle Haman. He knew Peter could handle persecution. And he knows that you can handle whatever challenge you face in life. He created you specifically for it. Moenie bang wees nie, moenie vrees nie, moenie mismoedig voel nie, moenie hoop verloor nie, maar voel geëer dat God jou gekies het as deel van sy weermag, as 'n soldaat vir Christus, juis in hierdie tyd, te midde van die grootste uitdagings van ons leeftyd. En hy weet dat jy hierdie posisie kan inneem, omdat sy krag in jou is en die Heilige Gees juis in hierdie tyd deur my en jou met volle krag en glorie kan deurbreek. Ag, en dit begin en dit lê ook in die klein dingetjies van die dag.
waar ons kies vir diensbaarheid, waar ons kies vir eerlikheid, waar ons kies vir vergifnis, waar ons kies vir omgee en ondersteuning en omsien na mekaar, waar ons kies om ons negatiewe woorde te tel en hoop te spreek, daar waar ons gemeenskappe ook omhels en ander optel, want ons is die Daniëls, die Dawids, die Esters, die Petrusse. Hoe moes en moet God ons nie vertrou nie? Hoeveel geloof moet hy nie in ons hê, dat hy kies om sy gees in ons uit te stort nie, om ons juis in hierdie tyd te plaas nie. Onthou mooi, God is in beheer. Hy krap nie kop oor wat aan die gebeur is nie. Hy is nie skielik ontspoor of sonder 'n plan nie. Hy is nie aan die verloor nie, want hy weet, hy het 'n weermag geskep en geroep en gered, juis om sy lig oor die donker te laat val, om die duister van die wêreld te verdryf, om hom bekend te maak, om sy koninkryk te bring. So gaan staan vandag vir 'n oomblik stil en kies dat jou vrese nie jou visie op God versper nie. Moenie toelaat dat vrese of ongemak of ongerief of die onbekende of die chaos jou ontspoor en jou fokus van God en sy planne wegvat nie. Moenie dat dit jou lam lê en impakloos maak nie. Ja, dalk is dit nou makliker om te kies om deel van die skare te wees wat toe kyk. Dalk is dit makliker om op die reservebankies te sit, selfs deel van die beseerdes te wees. Maar hoe meer van ons uitklim, hoe meer verloor die weermag krag. Ons het mekaar nodig, die koninkryk het ons nodig, die oorlog het ons nodig, die verandering het ons nodig, die chaos het ons, vir my en vir jou, nodig. Dis juis ons wat tot die einde toe moet volhard, deur die krag wat in ons is. In geloof, met volle vertroue op God en in sy woord. Ons is gebore vir tye soos hierdie, gered vir tye soos hierdie, gestuur in tye soos hierdie en bemagtig vir tye soos hierdie, tot eer en verheerliking van sy naam. Mag jy waarlik sy teenwoordigheid ervaar. Mag jy waarlik sy vrede ervaar. Mag jy sy roeping ervaar en mag jy sy krag in jou lewe ervaar. Ek bid regtig vir elkeen van julle. Ons bid vir ons geloofsfamilie. Ons bid vir ons gemeenskap, ons land en vir die wêreld. Mag het regtig vir julle 'n mooi en 'n geseënde dag verder wees. Totsiens. Why you ever chose me has always been a mystery. All my life I've been told I belong at the end of the line, with all the other not quite, with all the never get it right. But it turns out they're the ones you were looking for all this time. 'Cause I'm just a nobody, trying to tell everybody all about somebody who saved my soul. Ever since you rescued me, you gave my heart a song to sing. I'm living for the world to see, nobody but Jesus. I'm living for the world to see, nobody but Jesus. Well, Moses had stage fright, and David brought a rock to a sword fight. You picked 12 outsiders nobody would have chosen, and you changed the world. Well, the moral of the story is, everybody's got a purpose. So when I hear that devil start talking to me, saying, who do you think you are? I say, I'm just a no. Radio set to my favorite song, all green lights on.